Kiki Lakoko is bekend vir haar manewales op The Real Housewives van Pretoria en Malcolm Wenzel vir sy skreeusnaakse video's op TikTok. Maar wat mense dalk nie van hulle weet nie, is hoe groot hulle harte is. En vandag het ons hulle hier in die studio om te gesels oor hulle liefdadigheidsorganisasie FKN Army. Ja, maar ek het nou gehoop Tembi is ook hier. Ek meen, ook. welkom julle, maar waar's Tembi? Sy is nog op vakansie. Malcolm en Kiki, julle is mense wat hard genoeg gewerk het om te kan bekostig om net agteroor te sit en julle lewens en julle harde werk te geniet. Maar dit is so belangrik vir julle om terug te gee. Hoekom? So Malcolm doen al eintlik jare lank goedhartigheidswerk en toe ons nou op sosiale media opblaas en 'n following begin kry, toe besluit ons gaan ons following gebruik vir iets goed. En ons het nou ons eie non-profit organisation gestig. Die FKN Army, nie die vloekwoord Army. Nee, dis baie vroeg in die oggend. Ons moet maar fokus om FKN Army te sê en nie die ander een nie. Ja. Maar dis soveel meer as net 'n organisasie, dis 'n beweging. So kan julle net vir ons verduidelik hoe presies dit werk? Man, ons is definitief meer as 'n organisasie, alhoewel ons 'n non-profit is. Ons het 'n registered trademark. FKN Army is daar buite, mense sit dit in hulle usernames. Ons is 'n groot army van mense wat saam staan. So weet ons glo, die massas kry die dinge gedoen. So met die followers en ondersteuners wat ons het, help dit baie. So ons is definitief 'n army. Hoekom dink julle het mense so groot aanklank gevind by die organisasie wat nou toe regtig 'n beweging geword het? Want jy kan aansluit by iets, maar daar's mense wat regtig glo in dit wat julle doen en in dit wat julle wil gedoen kry. Ons het definitief credibility opgebou. Deur die fondse wat ons insamel, het ons mense deel daarvan gemaak, met die bakkie giveaways wat ons byvoorbeeld doen. Mense is deel daarvan en hulle hou daarvan. En dan met die fondse wat ons inkry, het ons ook gewys. Ons wys elke keer waarheen dit gaan en die stories wat ons wys en die stories van hoe ons mense se lewens verander, inspireer mense en hulle voel deel. In die begin het mense gesê, ja, jy weet die linkerhand mag jy weet wat die regterhand doen nie, maar sonder die blootstelling wat ons al buite sit, gaan nou nie die hulp kry nie. So ja, mense het nou begin gewoond geraak daaraan dat ons nou nie net brag oor goeters nie. Ons wys hoe nice ons is nie, maar op die einde van die dag almal klap in en saam en ons kry net positiewe terugvoer. En sosiale media speel ook 'n baie groot rol dink ek in die proses, maar daar's ook nou groot dinge op pad. Ja, baie groot. Vertel ons, Is dit alles 'n geheim of kan jy vir ons sê? Men ons het nou die airtime. Kom. Ons kyk met sosiale media saam is daar baie scammers, jy weet. Deesdae kry baie mense wat mense impersonate. So ons het nou begin om 'n groter ding bymekaar te sit en ons launch binnekort ons app wat baie veilig is. So as jy nou in die vervolg gekontak word deur 'n persoon of 'n boodskap kry en is nie van die app af nie, moet jy weet dis 'n scammer. Jy het gepraat oor die bakkie giveaways. Dit is seker so bevredigend vir julle te sien hoe iemand reageer as hulle 'n bakkie kry, want dit is 'n groot prys wat regtig lewensveranderend kan wees. Want dit is net 'n voertuig nie. Jy kan dit gebruik in jou besigheid as jy 'n klein besigheid het of wat ook al. Dit is 'n groot ding. Ja nee, mense is nogal bewoe as hulle daai prys ontvang en dit is life changing. Ek meen daar was 'n geval van een van ons wenners wat die Land Cruiser gehad het. Ons het dit self nie geweet nie toe hy die bakkie ontvang. Toe staan die gesin bymekaar en hulle bid en die vrou is in trane en sy sê vir my, hoor hierso, hulle was actually maandag by ons om ons huis terug te neem. So hierdie bakkie, ons gaan hom nou nie ry nie. Hy gaan vir die huis. Nou, Kiki, ek wil ook op jou fokus en sê jy's soveel meer as net 'n huisvrou. Jy het ook onlangs jou eie besigheid begin. Vertel ons net so 'n bietjie meer daarvan ook. Ja, so my liefde vir travel het my op hierdie punt gebring waar ek gedink het dis 'n goeie idee om my eie travel company te begin. So ek het nou Zion Luxury Travels begin en ja, ek sien uit na die werk wat voor lê. Is 'n groot werk, maar ek wil die luxury lifestyle in Suid-Afrika showcase vir die internasionale mark eventueel om in Suid-Afrika in te kom. So ja, groot opwindend storie. Ja. Dit is ook natuurlik soos wat dit groter word 'n projek wat werk kan skep vir ander vroue of ander mense wat by die reisindustrie wil betrokke raak.
Presies. Presies dit. So ja, buiten die feit dat ek nog steeds my influencing doen, dis waar dit begin het, na Housewives het ek dit na influencing toegevat, van die influencing af, dit het ek nou op my eie gedoen. Ja. Nou met die reis agentskap wat ek het, gaan dit meer werk skep en dit vloei net alles in een in en dit gaan net groei en groei en FK en AME is nog die hele tyd saam. Ek dink mense stop julle sekerlik ook gereeld na aanleiding van die feit dat hulle julle so op sosiale media volg en ek dink ek weet nie van jou nie Ras, maar ek is 'n groot aanhanger. Ek volg die twee gereeld. Ek net so. En mense is dankbaar vir dit wat julle doen, maar ek wil net vinnig vra ook Malcolm, jy het so rukkie terug in 'n Lofi musiekvideo verskyn. So ek wil net weet, is daar 'n kans dat Tony van Benoni weer 'n verskynsel gaan maak? Man, Tony is daai ou wat so uitgekom het 05 brandewyn. Ja, ek weet nou nie of hy weer 'n verskyning, maar Tony het sy eie OnlyFans page en sy nuwe klip is Tony's Polony, so. Reg so. Luister, toe julle op Real Housewives van Pretoria was daar sprake dat julle dalk uit eMalahleni sou trek Pretoria toe. Is dit nog 'n opsie of bly julle maar nou daar? Kyk, ons is altyd reg om te trek. Dis dan net nie meer Pretoria nie, maar Ons het planne om te Ons het verhuis, planne. maar vir nou is dit stil. ja. Vir nou is dit stil, so ons gaan nie nog enige iets verder vra nie. Ja. Wat is dit wat so lekker is vir julle om saam te werk aan FKN AME en ook as paartjie? Ja. Of hou julle Hier ontbloot ons nou eintlik stilte? Dis Ons is een meme team. Ek sal nie sê ons kan altyd saamwerk nie, maar as ons 'n ding doen ja. en jy's teen ons, dan gaan jy tweede kom. Kyk, ons ons doen 'n ding behoorlik. Ja. Ons het Ja. albei baie sterk persoonlikhede. Maar as daai twee persoonlike éventueel saamkom, dan sit 'n unstoppable force, dan gebeur dinge. Maar ja, dit is moeilik. Ek bedoel, hy het sy eie lewe en sy eie besigheid. Ja. Ek het my eie lewe en besigheid en Malcolm en Kiki, dit was ongelooflik lekker om julle hier te hê op Goeiemôre, Good Morning vanoggend. Ons hoop julle kom weer terug en sterkte met alles wat julle aanpak. Dis al waarvoor ons nou tyd het en net hierna gesels Arnold met die president van Bloubulle, Willem Strauss, terwyl Pieter biskit kom skit hier. Malcolm Bly en ek kan lekker biskit skep. Ja, skit niks.